Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. En ons is besig met Lukas 7 vanaf vers 18. Baie belangrike gedeelte vir Lukas. Johannes se disippels het hom van al hierdie dinge vertel. Johannes het twee van sy disippels laat roep en hulle na die Here gestuur om te vra: Is U die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Toe die manne by hom aankom, sê hulle: Johannes die Doper het ons na u gestuur om te vra: Is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Op daardie oomblik was Jesus besig om baie mense van hulle siektes en kwale en bose geeste te genees en om baie blindes weer te laat sien. Hy het hulle geantwoord: Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien weer, verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my aanstoot neem nie. Nadat Johannes se gesandte vertrek het, het hy met die skare oor Johannes begin praat. Toe julle na die woestyn uitgegaan het, wat wou julle gaan sien? 'n Riet wat deur die wind heen en weer geruk word? Maar wat wou julle dan gaan sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, mense met sweerige klere wat in weelde leef, woon in koninklike paleise. Maar wat wou julle dan gaan sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, selfs meer as 'n profeet. Hy is die een oor wie geskryf staan: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal jou pad voor jou gereed maak. Ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes nie. En tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Die hele volk wat na hom geluister het, en ook die tollenaars, het saamgestem dat God reg gehandel het en hulle met die doop van Johannes laat doop. Maar die fariseërs en die wetskenners het God se plan vir hulle verwerp en hulle nie deur Johannes laat doop nie. Met wie kan ek dan hierdie geslag mense vergelyk? Soos wie is hulle? Hulle is soos kindertjies wat op die markplein sit en na mekaar roep: Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie huil nie. Want Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê, hy is van 'n demoon besete. En die Seun van die Mens het gekom en geëet en gedrink, en julle sê, kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur al haar kinders reg bewys. Geliefdes, ons lees tot sover. Wat gebeur hier? Sien, die een groot vraag hier is: wie is Jesus werklik? Ek meen, almal wil dit weet. Johannes die Doper wil dit weet, die skare, die fariseërs, selfs Jesus se eie gedrag bring hierdie vraag na vore. So, wat gebeur nou? Johannes die Doper sit in die tronk en hy het aangekondig dat Jesus die Messias is. Maar nou verloop dinge bietjie anders as wat hy verwag het. En daarom stuur hy hierdie disippels van hom na Jesus toe met die vraag: Is hy die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Nou, is dit vir my baie opvallend hier, dat Jesus hom nie vermaan omdat hy die vraag vra nie. Jesus antwoord hom deur te wys na wat hy doen. Nou, moet jy baie mooi verstaan, Johannes was nie 'n swak gelowige nie. Jesus noem hom die grootste onder die profete. Maar selfs groot gelowiges beleef soms twyfel. En Johannes het getwyfel, want die God het nie vir hom sin gemaak nie. En nou twyfel hy. En Jesus sê nie vir hom: ja, jy mag nie twyfel nie, waar is jou geloof? Niks sulke goed nie. Hy wys vir Johannes, hy sê vir hulle, gaan sê vir Johannes, blindes sien, verlamdes loop,
Melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en die evangelie word aan armes verkondig. Weet jy wat sien ek hier ook? Dat wanneer ek en jy twyfel, word ons twyfel nie genees deur na onsself te kyk. Jy weet, ek moet self ondersoek doen en ek moet agterkom waar sit hierdie twyfel in my hart of allerhande sulke goed nie. Nee, dit word genees deur na Jesus te kyk. Ek kan nie my eie twyfel beter maak nie. Maar ek kan op Jesus fokus. Met my twyfel. Die realiteit is dat Jesus voldoen nie altyd aan ons verwagtinge nie. Ons het ander verwagtinge oor die Messias. Hulle het ander verwagtinge gehad. Johannes het 'n ander verwagting gehad. Johannes het verwag die Messias moet kom en hy moet oordeel bring. Hierdie sondaars wat nie tot bekering wil kom nie. Maar Jesus bring genade, hy bring verlossing, hy bring vergifnis. En dan sê Jesus ook, gelukkig is elkeen wat nie aan my aanstoot neem nie. Want Jesus weet, ons gaan nie noodwendig saamstem met hoe hy goed doen nie. En geloof vertrou Jesus. Ware geloof vertrou Jesus, selfs wanneer hy anders werk as wat ons verwag. God se waarheid verander natuurlik nou nie volgens my en jou opinie nie. Dit bly waarheid. En Jesus vra, hoekom het julle gegaan na Johannes? Hoekom het julle soontoe gegaan? Omdat Johannes gestaan het op God se waarheid. En dan is hier 'n ongelooflike ding. Jesus gebruik die beeld van die markplein, van die kinders op die markplein, nê? Hulle het hulle geroep en hulle het nie gekom nie of treur het gespeel, hulle het nie gehuil nie. Jesus sê dis hoe die mense is. Johannes het nie brood geëet nie, hy het nie enige alkohol gebruik nie. En die mense het gesê, hy is van een of ander demoon besete. Jesus het gekom, hy het oral saam geëet met almal, Jesus het 'n glas wyn geniet, en almal het gesê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Die probleem was nie Johannes of Jesus nie. Die probleem was hulle eie harte. Kom ons wees nou vanoggend baie eerlik met mekaar. Mense sal altyd verskonings vind om nie te glo nie. Mense sal altyd 'n verskoning vind oor hoekom hulle nie hoef kerk toe te gaan nie, of hoekom hulle nou nie na daai kerk toe gaan nie. Maak nie saak wat nie. Die een dominee is so en die ander dominee is so, en daar weet. En daai mense daar, so sal mense allerhande verskonings uitdink. En dit was my hier ook. En jy moet maar net gaan besef dat die verskonings wat jy gebruik, lê in jou hart, nie by God nie. Kan ek dit nou maar reguit sê vandag ook nie by die kerk nie. Dit lê in jou hart, gaan maak jou hart reg, want dis waar die fout lê. Gaan na die Here toe, gaan maak dit reg. Wysheid word gesien uit die vrugte. Wysheid ken haar kinders, sê Jesus. So, kom ek en jy gaan leef in wysheid. Kom ons vergeet al ons verskonings. Kom ek hou op om hierdie ding te hê van, ja, ek moet eers my eie lewe in orde kry en ek moet harder werk aan my geloof en al sulke goed, jy kan nie. Ek dink nie jy gaan iets regkry oor die twyfel nie. Kom ons aanvaar, ek is wie ek is, maar Jesus is ook wie hy is. En ek weet wie hy is. Hy is die Messias. En daarom hou ek net aan hom vas. En daarom gaan ek na hom toe. Want by hom is daar vergifnis. By hom is daar liefde. Kom ek hou net vas aan Jesus.
Amen. Here almagtige God, ja, gee dit ons al ons verskonings, al ons issues, al ons drama, dat ons dit by die kruis sal los, en dat ons vir U sal volg, en dat ons vir U sal aanbid en vir U sal dien. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Net gou ietsie persoonliks, ons is 'n groepie wat 'n groep kinders van die kinderhuis Vrydag deur die wildpark hier by ons vat. Soos julle weet, is my Jeep nou nog steeds stikkend en so vervoer is so klein bietjie van 'n probleem, want jy kan nie met 'n normale voertuig, is te laag om daar te ry. So as daar iemand is wat dalk 'n bakkie het, of jy het 'n bietjie hoër voertuig en jy wil ons kom help en jy sê, ja, maar jy kan dan 3 of 4 kinders saam met my in die voertuig ry en ek gaan net hulle deur die park ry. Ons sal dit verskriklik baie waardeer. Kontak vir my en ek sal vir julle al die inligting gee. Mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.